Hallo daar slimkoppe en welkom. Is julle reg om daai breinselle 'n bietjie te laat werk? Hierdie is 'n lekker vinnige oefenronde om julle heeltemal skerp te kry vir die eksamen. Die reëls is super eenvoudig. Ek gaan 'n vraag vra, jy kry so 5 sekondes om te dink en dan kyk ons saam na die antwoord. Kom ons spring weg. Goed, hier gaan ons met ronde 1, selle en stroombane. Vraag nommer 1. Wat is die funksie van 'n sel en wat presies is 'n battery? Dink gou. Reg, as jy gedink het 'n sel is soos 'n klein energiekosblik, is jy heeltemal reg. Dit stoor chemiese energie en toer dit om in elektrisiteit. En 'n battery? Wel, dis net 'n klomp selle wat saamspan, soos 'n span wat tou trek om baie meer krag te gee. Vraag nommer 2. In watter rigting vloei die energie nou eintlik in 'n stroombaan? Dink 'n bietjie. OK, die antwoord is, dink daaraan soos 'n reisbaan. Die energie begin by die plusteken, die positiewe pool. Jaag dan deur die hele stroombaan om byvoorbeeld 'n liggie aan te skakel en dan kom hy weer terug by die eindstreep, die minusteken. Altyd van plus na minus. Vraag 3. Wat's die verskil tussen nie herlaaibare en herlaaibare selle? Kom ons kyk. So, die antwoord is eintlik eenvoudig. 'n nie herlaaibare sel is soos 'n pakkie skyfies. As hy klaar is hy klaar. Jy gooi hom weg, soos die batterye in jou TV se afstandbeheer. Maar herlaaibare selle, soos in 'n selfoon, is soos jou gunsteling koeldrankbottel wat jy oor en oor kan volmaak. Vraag 4. Wat presies is 'n stroombaan? Dink gou. Dis lekker maklik, né? Dis doodgewoon die pad waar langs elektrisiteit vloei, soos 'n spesiale hoofweg wat net vir energie gebou is. Goed, kom ons bou nou daarop. Vraag 5. Wat is die 4 basiese dele wat elke stroombaan moet hê? Dink aan die resep. Jy het 4 dinge nodig. Eerstens, die energiebron, soos 'n battery. Tweedens, 'n geleier, dis die draad. Derdens, 'n toestel wat die krag gebruik, soos 'n gloeilampie. En laastens, die skakelaar. Dis soos 'n verkeerslig wat vir die elektrisiteit sê wanneer om te gaan en wanneer om te stop. Nou vir 'n groot een. Vraag 6. Wat is die nasionale kragnetwerk? Het jy 'n idee? Reg. Dink daaraan as 'n reuse stroombaan, maar een wat oor die hele land strek. Dis hoe die krag wat by 'n kragsentrale gemaak word, by almal van ons uitkom. So, as ons praat van daai reuse stroombaan, vraag 7, hoe kom elektrisiteit by ons huise aan? Dis 'n hele avontuur. Dit word eers opgewek, dan reis hy deur daai groot kragmaste wat jy langs die pad sien, stop by substasies en eers dan kom dit by jou huis se muurproppe uit. Baie van ons krag kom van steenkool af. Vraag 8. Kan jy een goeie ding en een slegte ding van 'n steenkoolkragsentrale noem? Kom ons kyk. Die goeie nuus is dis 'n redelike goedkoop manier om krag te maak. Maar die slegte nuus? Wel, dit veroorsaak baie besoedeling en die steenkool sal eendag opraak. Dit's nie hernubaar. Gelukkig is daar skoner maniere. Vraag 9. Noem 2 groen of skoon bronne van elektrisiteit. Hierdie is die lekkerstes. Reg. Ons het sonkrag, windkrag en hidrokrag van water wat beweeg. As jy enige 2 van daardie superhelde genoem het, kry jy volpunte. Mooi so met ronde 1. Julle is aan die brand. Goed, nou dat ons weet hoe krag werk, duik ons in ronde 2, veiligheid en energie. Hier's vraag 10. Noem 2 materiale waardeur elektrisiteit baie maklik beweeg. Dis reg, metale soos koperdraad en water is uitstekende geleiers. En onthou, die menslike liggaam is ook 'n goeie geleier en dis hoekom ons so versigtig moet wees. Nou vir die teenoorgestelde. Vraag 11. Watter 2 materiale is isolators? Dit beteken hulle stop die vloei van elektrisiteit. Enige idees? Presies, rubber en plastiek. Hulle is soos die baksteenmure vir elektrisiteit. Dis hoekom drade met plastiek bedek is. OK, hierdie is 'n baie belangrike een. Vraag 12. Wat is die heel eerste ding wat jy moet doen as iemand 'n elektriese skok kry? Die antwoord is lewensbelangrik. Skakel die krag dadelik af. Moenie aan die persoon raak nie en moenie aan enige water naby hulle raak nie. Veiligheid eerste. Kom ons praat oor energie. Vraag 13. Wat is gebergde energie, oftewel potensiële energie? Dis presies wat die naam sê. Dis energie wat in iets gestoor word. Dit sit en wag totdat nodig is. Soos 'n veer wat jy indruk en vashou. Kan jy aan enige voorbeelde dink? Vraag 14. Noem 2 voorwerpe wat gebergde energie gebruik. Hier's 'n paar prettiges. 'n Rekkie wat jy styf trek voor jy hom skiet, 'n veer wat jy indruk, of, my gunsteling, 'n kusduiweltjie wat net wag om uit te spring. Hulle het almal daai wag-energie.
So vraag 15, wat gebeur met daai gebergde energie, die oomblik wat jy die rekkie laat los? Woesh! Al daai energie wat gewag het, verander dadelik in bewegingsenergie. Dis wanneer die rekkie deur die lug vlieg. Nog 'n veiligheidsvraag. Vraag 16. Hoekom kan sommige batterye, soos die in ons selfone, nogal gevaarlik wees? Die antwoord is kort, maar belangrik. Omdat hulle vlambaar is. Jep, dit beteken hulle kan aan die brand slaan as hulle beskadig word. Julle doen fantasties. 1 ronde oor. Kom ons begin met ronde 3, wiele en asse. Vraag 17. Wat's die doel van 'n wiel en as-sisteem? Hoekom het ons dit nodig? Die antwoord is eenvoudig. Dit maak beweging baie makliker. Die wiel draai om die as, daai paal in die middel, en so kan ons goed rol in plaas van sleep. Vraag 18. Wat noem ons daai presiese middelpunt van die wiel waar rondom alles draai? Dis die draaipunt. Maklik om onthou, né? Dis die punt waarom alles draai. Tyd vir 'n bietjie geskiedenis. Vraag 19. Wie het die speekwiel uitgevind? Dink jy weet? Dit was die slim antieke Egiptenare, duisende jare gelede. Kan jy glo, daai ongelooflike uitvinding is al so oud? Maar hoekom was dit so 'n goeie idee? Vraag 20. Wat was die groot voordeel van speekwiele? Wel, voor speekwiele was wiele soliede, swaar stukke hout. Speekwiele was baie ligter en dit het beteken hulle kon baie vinniger draai. 'n Reuse verskil. Goed, nog 'n geskiedenisvraag. Vraag 21. Wanneer het die eerste fiets met liggevulde bande verskyn? Dit was in die jaar 1888. Dis nie eers so lank terug nie. Kan jy indink hoe stamperig dit was om voor dit fiets te ry? Kom ons vergelyk 'n bietjie. Vraag 22. Wat is die verskil tussen 'n draaiende as en 'n vaste as? OK, kykie. Met 'n draaiende as draai die hele as saam met die wiele. Met 'n vaste as, soos op jou fiets, bly die as stil en die wiele draai om hom. Dis hoekom 'n fiets so maklik kan draai. Vraag 23. Wat is 'n stelsel? Ons hoor die woord baie. 'n Stelsel is net 'n klomp verskillende dele wat saamwerk om 'n werk te doen. 'n Fiets is 'n perfekte voorbeeld. Die wiele, die ketting, die pedale, hulle werk almal saam in 'n stelsel om jou vorentoe te kry. Vraag 24. So, wat is die groot nadeel van daai draaiende as waarvan ons gepraat het? Die grootste probleem is dat dit baie moeilik is om te draai. Omdat albei wiele saam draai, sukkel so 'n voertuig in draai en hy kan selfs makliker omval. OK, ons heel laaste vraag en dis 'n belangrike een vir ons planeet. Vraag 25. Hoekom is dit so belangrik om batterye reg weg te gooi? Wel, batterye is propvol sterk chemikalieë. As ons hulle net in die asstrom gooi, kan daai chemikalieë in ons grond en water beland en die omgewing besoedel. En dit is dit. Byk gedoen, slimkoppe. Jy het die hele uitdaging voltooi en jy is nou amptelik reg vir enige iets. Nou, hier's 'n laaste gedagte vir jou. Watter alledaagse voorwerp gaan jy nou heeltemal anders bekyk nou dat jy meer van stelsels weet? Dink 'n bietjie daaroor. Totsiens!